Goeiedag leefgemeente, hier op hierdie Paasfeesweek. Daar's so baie wat in hierdie week aangaan en ons aandag word so baie afgetrek, maar dit is so belangrik om te onthou, op Sondag gaan Jesus in Jerusalem in, die lam. Op Maandag kom ons agter dat hy gaan verwerp word en hy gaan niks vrug kry Maandag nie. Vandag is Dinsdag en ons sien vandag hoe hy verwerp word. En hy vertel ons wat gaan gebeur as gevolg van die verwerping. Môre is dit nagmaal en donderdag word hy gekruisig. Maar hier vandag, 2 dae voor die kruisiging, is soos wat hy niks vrug in Jerusalem kry nie. Sien ons in Lukas 20:21, sien ons wat gebeur. In Lukas 20 kom al die skrifkenners en die fariseërs en die mense van die dorp en hulle vra Jesus vas. Hulle basies verwerp hom as die lam. En is chaos. Hulle vra hom strikvraag na strikvraag. Hulle probeer heuning om sy lippe smeer en sê, jy's so 'n godsdienstige man. Jy leer almal oor alles, maar dan vra hulle hom vra oor belasting en egskeiding en al hierdie aardse dinge. En hulle kan nie geestelik dink nie, want hulle het nie 'n hoekklip nie. En dan sê Jesus vir hulle hierdie woorde, juis hierdie klip wat die bouers afgekeer het die hoekklip van die hele gebou geword. En elkeen wat op daardie klip val, sal verpletter word. En elkeen waarop die klip val, sal vergruis word. En dit sê hy as 'n toekomstige uitspraak oor hoe belangrik dit is om te weet wie jou hoekklip is. Daarna sê hy vir almal wat luister, disippels en die hele volk, pas op vir mense wat hulle voorgee asof hulle skrifkenners is. Want hulle straf gaan so erg wees, want hulle bring die Bybel voor, maar hulle ken nie die God van die Bybel nie. Hulle ken nie die hoekklip nie. In die volgende hoofstuk vertel hy ons, mense gaan bekommerd wees oor die toekoms, oor wat gaan gebeur na Jesus dood is. En gaan lees 'n bietjie Lukas 21 en gaan sien wat hy sê oor moenie bekommerd wees nie. Staan regop, lig jou kop op. Hulle gaan julle in die hof insleep en hulle gaan julle slaan en julle wil doodmaak. Mense wat julle ken en liefhet, selfs binne in julle eie gemeentes. Miskien selfs julle eie skrifkenners. Maar moenie bekommerd wees nie. Julle sal getuig, want julle lewe is op die hoekklip gebou. En dan in vers 21 sê hy, so bou jou in 'n tempel in, wat op 'n hoekklip gebou is, Jesus Christus. Hy sê dit mooi, hy sê in vers 34 van Lukas 21, spits julle daarop toe, dat julle sinne nie afgestomp word, en julle te veel eet en drink, en deur die bekommernisse van die lewe weggevoer word, en dat hierdie dag van my terugkoms, julle nie onverhoeds soos 'n strik oorval nie. Wees wakker, bid altyd vir krag, om alles wat julle moet deurstaan en alles wat met julle gaan gebeur, dat julle sal sterk staan, sodat julle voor my, die hoekklip, sal kan verskyn. Hy sê in die een gedeelte, pas op vir mense wat maak asof hulle die Bybel ken, maar net wêrelds dink. En aan die ander kant sê hy, maar wees reg. Wees reg want die hoekklip gaan terugkom en jy moet ingebou word binne in die tempel. So ek wil afeindig met 'n vers in Efesiërs waar Paulus hierdie woorde van Jesus oordink en dan sê hy in Efesiërs 2 hierdie woorde: Julle is mos lede van God se huisgesin, wat gebou is op die fondament wat die apostels en die profete, Ou Testament en Nuwe Testament gelê het. Christus Jesus is self die hoekklip, op wie die hele gebou, terwyl dit kunstig in mekaar pas, verrys tot 'n tempel wat aan God toegewy is. Deur julle verhouding met hom, hierdie hoekklip, word julle saam opgebou tot 'n gebou waarin God deur sy Gees woon. God woon
saam met ons in hierdie gebou wat gebou is op die hoekklip Jesus Christus. 'n Kerk is nie gebou op sy pastoor nie. 'n Kerk is gebou wanneer mense saamkom op hierdie hoekklip Jesus Christus, wat môre sy belangrikste wet vir sy disippels gee en die dag daarna vir ons sy lewe neerlê. Mag jou lewe gebou word op die enigste hoekklip waarop die gebou opruis tot 'n heilige tempel deur die Heilige Gees, Jesus Christus, jou hoekklip. Mag jy werklik waar hom as jou hoekklip ken, anders gaan jy jouself stikkend val teen hom. Dankie Here, in Jesus naam, amen.